ek wil vanmôre oor hierdie een gedagte gesels, ek gaan nie lank wees nie. Vir wat veg jy? En ek wil lê as 'n pa, as 'n man vanmôre, as 'n familie, as Agies goeie nuus familie, daai vraag in jou kop, maak 'n knoop in jou oor, maak 'n nota daarso, vir wat veg jy? En dis 'n vraag wat in die week by my opgekom het, ek dink, wat sê ek vir al die pappas vanmôre? Ek kan nie relate nie, want ek is nie 'n pa, en ek is al 'n pa vir die tieners, jy weet, ek geestelike pa. Ek het nie 'n tiener wat rondhardloop nie, julle kan rustig wees gemeente, hoor, moenie bekommer nie. Maar ek kyk na geskiedenis, ek kyk na ons Suid-Afrikaanse ryk geskiedenis, spesifiek die Anglo-Boereoorlog. Tussen 530,000 en 600,000 man, soldate, het geveg. Dink net bietjie, dis baie mans vir daai tyd, nê? 1879, daai tyd. Geveg vir hulle vrouens. Geveg vir die beskerming van 'n land, geveg om te sê ons gaan staan teen anneksasie, teen die diamant en goud wat die Britte wou gevat het hulle gesê ons staan vas, ons gaan ons eie ding doen, we will not bow down, ons sal vas staan en ons sal veg tot die dood toe. Want dit is wat 'n man is, dit is wat 'n pa is. Hy offer op, hy is bereid om sy eie lewe as prys te gee sodat sy familie 'n beter toekoms kan hê, veilig kan wees, bewaar kan word. Ons sien dit. Dit is wat geskiedenis vir ons leer wanneer ons kyk na dit. Die invloed wat 'n pa in ons geskiedenis het. As dit nie vir paas was nie, ons kan nie praat oor die toestand nou oor ons land nie, maar dink in jou kop hoe dit was. As gevolg van paas kan ons hierso sit. As gevolg van vaderskap, as gevolg van God die Vader, is ek en jy hier vanmôre, wat paas bekragtig het om vas te staan in regverdigheid en te sê ons sal 'n rede hê, we will fight to the death. Want dis wat tog 'n pa doen, Adolf. Jy sal jou lewe opoffer vir jou vrou en vir jou kinders. Vir wat veg jy? Ons lees in Exodus 14 vers 13 tot 14, gaan op die skerm ook verskyn. Dit sê, maar Moses het die volk geantwoord, hulle is voor die Rooi See, die vyande is agter hulle, en hy sê, God gee vir die woord vir hom en sê, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vannag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien, en hierdie belangrike deel, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Oom Essie, jy kan veg, dan Linda kan vanmôre vrede hê, en kalm wees, want oom veg vir haar, né? Praat ek waar, manne? Julle moet nou hier so baie aan mense sê, ja broer, jy praat die waarheid vanmôre. Families kan kalm wees wanneer ons 'n man wat staan, wat veg. Jy as vrou, as ma, jy as kinders kan kalm wees wanneer ons 'n man, ons 'n pa wat veg vir julle vanmôre. Daar's 'n Vader in die hemel wat vir julle veg, wat sy hele hemel sal aflaat daal vir veiligheid, vir beskerming. En dit is vir my so mooi wanneer ons hierdie skrifdeel lees. Matteus 6 vers 26 leer ons dat al die voeltjies hoef nie te sorg vir hulle self nie. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit vir my en jou doen. Hy sê, is julle nie baie meer werd as hulle nie, sê die woord. Is jy baie meer werd as die voeltjies in die lug? Verseker. Naas as 'n hemelse wese is ek en jy geskep, sê Psalm 8. Jy is meer werd as enig iets, want jy is in God se ewebeeld geskep. In die Vader se beeld is jy gemaak, en dit is die vrede wat jy kan hê vanmôre. Deuteronomium 20 vers 3 tot 4 sê, en die skrywer sê, hy sê, luister Israel, julle staan nou gereed om teen julle vyande te veg. Moenie bewe nie, moenie bang wees nie, moenie vreesbevange word nie, moenie vir hulle skrik nie, die Here julle God gaan saam met julle om vir julle, nie saam met julle nie, vir julle teen julle vyande te veg, om julle die oorwinning te laat behaal. 'n Vader is al klaar daar. Jy as kind hoef nooit alleen iets aan te gepak het nie. Jy hoef nie daarvoor te geveg het, want jou pa was al klaar daar gewees, né? Dalk het jy nie pa gehad nie, maar as 'n hemelse Vader wat klaar in jou geveg en jou stryd vanmôre is. Hy gaan al klaar voor jou uit. Hy het al klaar plan. Hy het al klaar oplossing vir jou situasie, en hy is besig in hierdie oomblik daar waar hy is, dit wat jy verbid, dit waarvoor jy vertrou, is hy klaar mee besig om te veg. En hy sê, ek gaan uit.
Ek gaan teen julle vyande veg om julle die oorwinning te laat behaal. Hy gaan saam met jou. Dis wat 'n pa doen. As jy na 'n winkel toe gaan, wat sê pap? Wat sê jy? Handjie, dan gat ons. Oor die straat, handjie. En God sê vir jou, handjie. Hy sê vir jou, kom ek veg saam met jou, kom ek stap jou vooruit, kyk vir die verkeer, kyk vir enige skelms, enige ontvoerders, ensovoorts, handjie, ek is saam met julle. Hoe wonderlik is dit om 'n pa te kan hê, 'n Vader in die hemel te kan hê wat sê ek veg vir jou. En jy as pa het die perfekte voorbeeld vanmôre om te kan sê, doen ek dit vanmôre. Is ek dieselfde pa wat God vir my is? Dit gaan nie perfek wees nie, verseker. Maar kan jy streef daarna vanmôre? Is dit jou prioriteit, jou familie en om te sê ek gaan 'n pa wees, ek gaan 'n man wees? Of gaan dit oor hoe jy moet lyk, of gaan dit oor enigiets anders te behalwe dit? Prioritiseer jy ander dinge? Veg jy vir ander dinge behalwe jou familie as pa vanmôre? En ek vra doodernstig vir jou as pa vanmôre. Ek leer dit en ek beleef en ek sien dit by al my mentors wat 'n pa doen. En 'n pa prioritiseer sy familie. 'n Pa offer op. 'n Pa sal sy lewe neer, sal kaal uitgetrek word as hulle kinders net veilig sal wees, sal 'n skild vir sy vrou wees, 'n skuiling vir sy familie wees. Amen. Jo. Daar's hy. dit is wat God wil hê. En dan kom maar ander dinge en navorsing wys dit, ek glo dit is bietjie minder, maar daar is wel mans ook en ek gaan dit ligtelik aanspreek, is dat wat doen jy as vrou terwyl jou man vir jou veg? Wat se tipe vrou is jy vir jou man terwyl hy opofferings maak, terwyl hy beklei, terwyl hy hard werk, terwyl hy dinge in hom het wat hy hou, wat hy mee worstel, waarmee hy woed, wat hy nie wil vertel nie, want hy wil julle veilig hou as familie. Wat doen jy as vrou? Navorsing wys dat vrouens nie, en dis nie alle vrouens nie, dit praat oor die statistiek geheel, dat 80% van mans wat sê hulle word nie waardeer nie raak gesien nie, word neergekyk op, word verklein neer, met 'n tipe toon van asof hy 'n kind is, waarmee gepraat word, waar vrouens met hulle mans hanteer, asof hulle, en ek praat oor die mense wat hierdie video ook gaan kyk, daar is ongelukkig ook daai vrou, nie hele vrouens nie, ek praat nie van julle nie, ekskuus, moenie my na die tyd met 'n haak in die keel skop nie, asseblief. Maar daar is, ek het dit self al gesien, as vrouens wat uit hulle pad uit sal gaan om hulle man te emasculate, vir hulle sê hulle is nie goed genoeg nie, vir hulle sê, weet jy wat, jy is nie goed genoeg nie, wat jy doen het nie waarde nie, of nie respek toon nie. En ek trap op tone dalk vandag, who knows, ek weet nie, jy moet vir my na die tyd maar sê, en dan kan ons lekker praat oor 'n lekker koppie koffie. Jy het 'n man wat jy moet lei, en by God moet hoor. Die manne, julle het daai verantwoordelikheid, maar jy is sy ribbebeen, né? As jy nie sy ribbebeen nie, dan praat nou die tyd ook met my. Jy is sy ribbebeen, jy is sy aser. Wat sê dit? Dis die Griekse, Hebreëse woord van Genesis 2 vers 20 wat sê, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. En wanneer ons in hierdie woord inbeweeg, sê dit vir my, dit sê dit in die Engels, I will make for him a helper suitable for him. The term establishes that a woman is an indispensable partner who supplies the man alone lacks. Jy gee wat jou man nodig het vanmôre. Dit wat jou man soek, dit wat jou man nodig het om 'n man te kan wees, is jy die enigste een wat dit vir hom kan gee vanmôre as sy vrou. Glo jy dit? Dankie tog, julle glo dit. Dit is wat jy as vrou voorgemaak is. Jy's gemaak om aan sy sy te wees, sy gelykheid te wees. Die vrou is nie gemaak om die mindere te wees, sy gelykheid te wees en aan sy sy te loop. En jy as vrou het die verantwoordelikheid om aan jou man se sy te loop. Jy as vrou het verantwoordelikheid om te doen dit wat reg is. Ek het 'n paar sondae terug met julle gepraat oor hoe belangrik die vrou vir die man is. Die man vir die vrou is en nou is dit vice versa. Jy's gemaak om jou man te bedien. Nie sy bediener te wees nie, sy slaaf te wees nie, en sê, vrou, maak die koffie nie, nee, nie daai tipe nie, daai is die slegte voorbeeld van wat vrou moet wees vir 'n man, wat 'n man moet dink.
Sy helper, jy moet die sagtheid van God se liefde aan jou man kan gee. Wanneer hy opgeskreeu word by sy werk, wanneer dinge rof gaan by die werk, wanneer mense hom sleg sê, wanneer dinge gebeur, moet hy na huis toe kan kom, en die sagtheid, hy wil nie beklei wanneer hy by die huis kom nie. Is dit so, manne? Jy wil nie beklei nie, jy het genoeg beklei daar buite, jy het genoeg met mense gepraat, jy het genoeg nikkerige mense gehad, jy wil dit nie nog by die huis ook hê nie. God het 'n vrou gemaak om sag te wees, om liefdevol te wees, om jou man te boost en op te lig, om te sorg vir die familie. Ek verdedig nie jou man se foute vanmôre nie. Dis die laaste wat ek vanmôre doen. Ja, hy het foute, verseker. Genade, hy het. Jy het teen 'n lysie van al jou man se foute ook. As jy dit weer gedoen, gooi daai lysie weg en gee dit vir die Here. Dink dit is die fout wat party vrouens maak. Hulle hou daai lysie in hulle agterkop. Kyk, cool, hy het dit gedoen. Wanneer ons weer gaan fight, gaan ek hierdie opbring, né? Maar jy sê dit vir jouself, jy sê dit nie vir hom nie. Vat daai lysie en gee dit vir God. Maar vrouens, gee dit vir God. En jy as man, soos Efesiërs 5 vir ons leer, moet jou vrou lief hê soos Christus die kerk lief het. Jy is die hoof, tree op soos die hoof van jou huisgesin. Dit is moeilik, ek weet, dit is partykeer baie moeilik, ek kan nie praat want ek is getroud nie, ek gaan nog gaan kom. Hoe die een ou gesê, is dat, wanneer trou jy, ek wil net hê, jy moet ook gelukkig wees nie. Jy weet, hy spot dit self so, maar hy vergeet, ek wil die gelukkigste man op aarde wees, so ek wil trou, jy weet. God veg vir jou. En jy as man het daai verantwoordelikheid om daai krag van hom af te kry. En jy kan nie daai persoon wees as God nie 'n prioriteit as man is nie. Jy daaraan al gedink. Jy kan nie vir jou familie veg as God nie die sentrale punt, die fokale punt van jou lewe is. As hy nie die een is wat jou vorm, wat jou skaaf en jou skuur nie, kan jy nie die een wees wat vir jou familie veg en beskerm nie, want jy weet nie hoe lyk 'n pa as jy nie na hom kyk nie. En jy het hom nodig, ek het hom nodig, as 'n toekomstige pa. Moet eers trou en dan die kinders kry, obviously. Maar God het 'n plan vir jou as 'n man vanmôre. Dalk is jy as man nie vanmôre en jy veg dinge in jou lewe al jou hele lewe lank. Jy veg teen dit en sê ek sal nie my pa wees nie. Ek veg teen die grein van wat die wêreld sê 'n man moet wees. Ek veg teen hierdie dinge wat in ek mee worstel in my binneste kant, teen depressie, teen sondes, teen al die dinge. Ek veg teen dit en ek weet nie hoe om waarmee te maak. Ek gee dit vir God vanmôre. Want ons as mans is mos trots, nê. Ons hou dit hier binne. So niemand mag weet nie. Niemand moet net weet ek het foute nie. Niemand moet weet ek is swak nie. Dis seker die grootste fout van ons mans. Ons kan nie sê ons is swak nie. Manne, as ek vir jou 'n lyn moet sê, okay, vanmôre moet jy sê jy is swak. Jy gaan sê jy gaan dit nie doen nie. Wie dink jy is jy? Ek is swak. Ek roem in my swakhede, sê Paulus, want dan kom Christus se krag en volle werking in my lewe. Jy mag swak wees vanmôre, manne. Jy weet dit, nê? Ek gee nie toestemming nie. Ek gee toestemming om swak te wees vanmôre. God se woord, nie ek nie, God se woord gee vir jou toestemming om te sê, jy weet wat, ek is swak. Here, help my. Veg vir my Vader. Gee my die krag om te kan veg, want ek het U nodig. Ek moet my familie beskerm teen die aanslag van die vyand. Help my Vader. Ek het U nodig. Deur sy perfekte liefde kan ek en jy dit doen vanmôre. Romeine 8 vers 15 herinner my en jou. Dit sê die Gees maak ons kinders van God en ons skree uit Abba Vader. 1 Johannes 3 vers 1 sê, leer ons, die Vader het ons lief en ons word sy kinders genoem. 2 Korintiërs 6 vers 18 sê, hy sal ons Vader wees en ons sy kinders. Dalk voel jy so vanmôre. Die woord sê anders te vanmôre. Jy het dalk 'n pa wat jy nie eens ken vanmôre nie. Jou pa het dalk uitgeloop op jou. Hy's dalk nie meer hier nie. Dalk is jy nie waardig van 'n pa in jou hart, voel jy vanmôre nie. Want dankie tog as 'n Vader wat nog steeds vir jou veg. Ten spyte van jou foute, ten spyte van ons foute, is daar 'n Vader wat sê, hou aan my seun. Moet nie moed opgee nie. Weet jy het hier baie gegaan, maar ek is hier, ek hou jou hand vas. En ek stap saam met jou. Hou my handjie, ek is saam met jou. Jy is onseker, handjie, ek sal vir jou wys wat om te doen.
Jy weet wat om volgende vir jou vrou te sê nie, want sy praat baie. Auntie, luister vir haar. En ek het nie hier voorberei nie, maar dit is so. Hy strek in sy hand uit en hy sê net vir jou auntie vanmôre, vir al die papas. Want jy was op 'n dag 'n klein seentjie gewees. En jy is nog steeds sy seun. En hy sal tot die dood toe, hy het tot die dood toe sy seun Jesus Christus gestuur om vir jou te veg. Hy het. En ek wil hierdie laaste ding voor ons die diens gaan eindig. Dit is uit Lion King uit, wie van julle van Lion King fans is. Maar dit is vir my so mooi, dit sê Simba, sy pa praat met Mufasa, hy sê, Simba, let me tell you something my father told me. The great kings of the past look down on us from those stars. So whenever you feel alone, just remember those kings will always be there to guide you, and so will I. En ek wil vir vanmôre sê, die Vader kyk neer op jou vanmôre. En hy sê, Auntie, laat toe dat die Vader jou lei, sodat jy jou familie kan lei. Laat toe dat die Vader vir jou veg, sodat jy vir jou familie kan veg. Want dis wat hy wil doen. Dis wie hy is. Here, vanmôre kom ons, en ek in gebed kom eer ek vir Wouter vanmôre, as ons Vader van ons gemeente, Here Jesus, as die herder, en ek loof jy, ek prys jy, ek dank jy dat u vir hom veg, Here Jesus, en dat u vir hom daar is, Here Jesus, en u die groot God is, wat almagtig is, koning van konings, en naam bo al name, ons loof u, ons prys u ook koning Jesus, vir vaders oor hierdie dag, Here Jesus, vir elke vader, vir elke familie vanmôre, ons sê, Here Vader, ons oë is op u, en ons loof u, dat u ons hande vashou, en ons nie los nie, en ons veg vir ons, Here. En ek dank u daarvoor vanmôre, want dit is wie u is. U is 'n Vader wat aanhou sal veg. En ek wil spreek die seën van Jesus Christus oor elkeen uit, Here. I speak the name of Jesus oor elke familie, oor elke hoof van elke familie vanmôre, oor hierdie gemeente uit. En ek spreek die vrede van u Gees oor elkeen, dat u by hulle sal stil staan in hierdie dag, Here Jesus. En met hulle sal wees, my koning, Here. En ek dank Here vir die voorreg wat ons kan hê om mense te kan sê, Here Jesus, u is ons koning. Ons eer vaders voor u, maar ons eer u, die Vader, bo almal. En ons dank u daarvoor, en ek bid die bloed van Jesus vir elkeen, dank u dat u hulle sal bewaar, die seën van die vrede van die Gees by elkeen sal stil staan. In Jesus naam alleen. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.